so lekker om de woordigheid van die Here te kan wees. Ek sê altyd dat dit help jou niks as jy hierdie woord van die Here van Genesis tot Openbaring uit jou kop uitken, maar jy ken nie die eie naam. Amen. Halleluja, dit is so belangrik dat 'n mens die eie naam moet ken. Sê Vader, dankie, halleluja, dat jy sê, I can't even walk. Help jou holding my hand. Ek wil vanmorgen vir jy sê, nou daar miskien ander mense wat sê, ek kan sonder die Here gaan, maar ek wil vanmorgen sê, I can't even walk. Halleluja, ons kan jou sluit, ons jy ons 'n paar van my sal sien, Here, die lippe van klei, Here, dit wat U vir my gegee het, Here, wil dit vanmorgen oordra in heerlikheid, Here. En liefde oordra vanmorgen, vra Vader, seën hierdie woord, op ieder en elk vanmorgen, in Jesus se wonderlike, kosbare heilige naam. Here, ons loof U. Halleluja, prys die Here, glory to God. Halleluja, glory to God. Amen, amen, halleluja. Ek is so bly en dankbaar dat vanmorgen weer kan wees. Dis 'n paar enkele verse wat ek vir u wil lees. Maar die tema van hierdie boodskap vanmorgen is skuil by Jesus. Halleluja. As 'n ou komstotjie wat sê skuil net by U, o Heiland. Skuil net by U, halleluja. Ek sê baie keer, daar's baie mooi nuwe liede wat in is, maar weet jy wat, die ou liede het so salwing gedra in hierdie lewe, halleluja. Baie van die nuwe liede wat hy, halleluja, jy moet so 20 keer oorsing voordat jy dit ken, en dan het jy die tyd wat jy iets voel as hy al klaar weer, want hy is so baie gesin. Maar waar die ou liedjies kom en dit dra so saam, ons sê, I can't even walk without you holding my hand. Halleluja, ek wil vanmorgen vir jou bemoedig met hierdie titel wat sê, skuil by Jesus, halleluja. En hierdie hele tema gaan vanmorgen oorgaan, halleluja, om die Here Jesus te vat, halleluja, en die Gees te sterwe om die Here Jesus te gebruik as die vlerke om jou deur hierdie lewe te vat. En ek gaan vanmorgen 'n bietjie daaroor praat, halleluja, oor hierdie. Ek het so 'n mooi gedeeltjie gelees terwyl ek dit so leer en die Here vir my hierdie boodskap gee en sê ek moet daarvan 'n boodskap maak. Dan sit ek so eendag en ek lees hier 'n stukkie so op die media wat hulle sê 'n voeltjie kom in 'n ernstige storm op 'n piep kleine takkie sit en sê breek maar, ek het vlerke. As jy voel of jou takkie wil breek, Jesus is jou vlerke. Hy gee jou nuwe krag om te vlieg. In die wilderde storm maak hy jou vlerke sterk. En ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor praat. Psalm 18 vers 31 sê tog so mooi. Jy kan dit luister of saam met my lees. Psalm 18 vers 31 sê so mooi. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Skuil net by God alleen. Psalm 18:31 sê dit so mooi. Ek lees hom weer. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Halleluja, met dit is wat hy gelouter het. Wil ek vanmôre vir jou sê, hier is 'n verkeerde woord in die woord van God wat by jou 'n verkeerde weg sal wys. Amen. Halleluja, hier is ons kompas na die ewige lewe. Halleluja. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Amen. Wat is 'n skild? As jy die oorlog was of sien maar hierdie skild wat hulle voorhou, hier gooi hulle die as 'n gaas of miskien met 'n pyl en hy span nie dit weer en af met hy skild. Dit tref hom met die Here Jesus is vir jou en my 'n skild in vandag se lewe. Wanneer mense wil kom om jou lewenspaadjie of jou lewensstapjie waarop jy sit af te breek. Amen. Hy sê so mooi in Psalm 91 vers 2 sê hy so: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hierdie voël sit op hierdie takkie. Sy vertroue lê in sy vlerke, want hy weet hy het iets waarop hy kan staan maak. Die grootste storm kan in die lewe plaasvind of gebeur dat daai boom onder hom breek. Halleluja, dan vat hy sy vlerke en hy staan so sterk. Het jy al baie keer gesien wat doen 'n arend? Wat doen 'n val baie keer in die bosveld het gesien wanneer ons gaan en ons gaan jag hier goed. Dan kyk ek so vir al die aasvoëls. Dan kyk ek deur bo die lug sien ek hulle draai. Dan weet ek daar voor lê iets waar moet hulle nou afgaan. Dan lê daar miskien iets om te eet. Maar weet jy, dan span hulle daai vlerke, aard gaan so hoog in die lug. Dan span hy daai vlerke, weet jy wel, dan sweef hy. Halleluja, so op die wind. Halleluja. Hy het eers nodig om sy vlerke te klap. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy God in jou lewe het jy nie nodig om te struggle, jy het nie nodig om te stry, jy het nie nodig om bekommerd te wees nie. Los dit vir die Here. Gaan op die vrede van die
lewe van die Here op die krag van God en hy gee jou krag. Halleluja. U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hoekom is dit so belangrik om by Jesus te skuil? Baie van ons kry seer in hierdie lewe. Baie kry seer in die lewe waarvoor ons nie gevra het nie. Dan kom soms in die lewe en sê, Here, hoekom, waarom? Here, hoekom het hierdie dinge gebeur? Hoekom, waarom hierdie? Dan sê die woord van die Here op my kind, weet vandag, ek is met jou en ek sal jou help. En die woord van die Here sê is ook so mooi, vir my toesvra. Hy sê dit so mooi. En dan kom ons daar so dat hy sê, want die Here sê dat my kind, ek sal jou help. En ek sal vir jou krag gee. Het nie vir jou gevoel in die lewe dat jy op 'n plek gekom het waar jy voel jy is nou net gefees of alles is mooi reg, dan sal iemand kom of iets sal kom en hierdie takkie onder jou breek. Ja. Weet jy baie keer gebeur het in ons lewens dat mense aan jou se tak breek met die mond sonder dat hulle dit weet. Ja. Weet jy baie gebeur het in die lewe dat jou lewensstapie gebreek word deur iemand se toedinge wat hy doen. Iemand wat spreek en wat sê dat dink hulle is reg of so, maar weet jy dan voel dit of hierdie tak onder jou uitgeruk word, maar ek wil vanmôre vir jou sê, I can't even walk without you holding my hands. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die Here kry, as vlerke in jou lewe, kan mense maar kom en hulle kan jou breek en hulle kan jou seermaak. Halleluja. Maar weet jy wat, gee dan net vir die Here. Halleluja. Wys vir die Here die geloof. My geloof wat in God lê. Amen. Amen. Weet jy wat doen nou aan, dat ek daar baie navorsing gaan doen? Hulle bære hulle nesse is daar bo in die kraanse. Nie onder soos 'n hoender nie. Ek het eendag 'n preek gebring, sal weer nog 'n preek bring van 'n hoender en 'n arend Christen. Hier staan. 'n hoender en 'n arend Christen wat ons in ons lewens kry wat binne die kerk sit. Hoeveel arend Christene is daar, hoeveel hoender Christene is daar? As ons moet gaan kyk hoe 'n arend kom, weet jy op 'n tyd kom hy, dan daai kleintjies in hy nes, wat doen hy maar? Sy skop hom uit, dus hy begin vlieg. Kry jou geloof in jou vlerke, moenie aan my die hele tyd vashou. Kry jou geloof op jou vlerke, halleluja, jou vlerke. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jou geloof in die Here Jesus lê, halleluja, glory to God. Wil ek vanmôre vir jou sê, op breek jou lewensstap, jy praat die beeldag vanmôre, sal jy staande bly, jy sal vlieg, halleluja, en jy sal bo die storms uitgaan, en die Here sal vir jou deurdra. Terwyl ek gistermiddag so besig was, en ek ook afsonder, halleluja. En ek dink so by terug verlede jaar in 'n oogwink. In 'n oogwink toe by oë uitvee, toe lê ek intensief in die hospitaal, bewusteloos in 'n oogwink, almal ken nou my verhaal. Halleluja, met die groot ongeluk wat deur gegaan. En ek besef, Here, waar? Here, dis net nie wat by deur gaan kom. Dis net nie wat ek gaan vat vanmôre as vlerke om my deur hierdie wind en deur hierdie storms te vat. Halleluja. Dis net nie wat dit vir my gaan doen. Halleluja. Ek wil weer vanmôre vir jou sê halleluja. En dan het ek baie keer gesê halleluja. Here, wat moet ek maak? Here, wat moet ek doen? Ek het in die week en ek so mense gepraat en sê vir hulle, weet julle wat? Wat help het jou, jy beklei teen iets in die lewe wat jy nie kan verander? Ja, dis goed. Hoeveel mense is besig met dinge in die lewe om te beklei wat hulle nie kan verander nie? Ja. En weet jy wat, op die einde van die dag kry hulle eie lewensstapie seer deur dit. Ja. Hulle eie lewens kry seer deur dit. Hulle beklei teen iets wat hulle nie kan verander nie. Ja. Ek gaan aanplaas hier vir die Here Jesus gee, sê Here, halleluja, ek wil vir, halleluja, ek wil hê, U moet my help. En so geskryf wat ek gesê het, ek wil vir jou sê, Jesus is jou vlerke wanneer jou lewensstapie onder jou breek, dan hou die Here jou vas. Die Here dra jou. Weet jy geliefdes, as jy gaan kyk na Dawid, hy het gesit. Hy was maar 'n skaapwagter gewees. Terwyl sy broers daar in die paleis was, het hy hier gesit met sy ou bokkie skiet om te eet. Hy moes ook maar daar by 'n put of by 'n gat uitgekom en waar water was om te drink, terwyl sy broers daar was. Maar weet jy wat was vir my so mooi gewees? Omdat sy halleluja opregtheid voor God reg was, het die Here hom van 'n skaapwagter na 'n koning bevorder. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie jou oë op mense hou nie. God bevorder jou, al breek hulle jou tak. God bevorder jou. Halleluja. 'n koningskind toe. Amen. Hierdie voeltjie is bekommerd, dan sit hy op hierdie takkie, die buite kan maar kom, want hy weet sy vlerkie sal hom veilig hou. Amen. Kom ons kry die Here Jesus in ons lewe vanmôre en sê, Aba Vader,
Moenie gaan probeer met kleit en iets wat jy nie kan vader. Moenie gaan probeer wys vir die persoon op daai. Los dit vir die Here. Amen. Weet jy wat ek al baie keer in my lewe geleer? Die woord van die Here sê, as die klein jakkalsies van die wingerd verwoes. Maar weet jy wat baie keer wil 'n mens die Heilige Gees se werk uit sy hande uitvat? Om dit self te doen as dit 'n mislukking. Baie keer is 'n mens haastig. Jy is nou afraid, jy wil hê dinge moet na jou sin gaan. Jy wil hê dinge moet gebeur soos wat jy wil. Jy wil dit vinnig uitgesort hê soos jy wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, geliefdes, halleluja. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê vanmôre. Halleluja. Kom ons staan vas by die Here. Halleluja. Moenie probeer teen iets beklei wat jy nie kan verander nie. Amen. Terwyl ek in 'n hospitaal lê en ek dink myself, die man wat dit veroorsaak het. Baie mense kom na my toe sê, gee hom aan. Baie van my gesê, gaan klaar man, maak die saak teen hom oop. Baie van my gesê dit, baie van my dit gesê. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, halleluja. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here vanmôre. Weet jy terwyl ek daar lê en ek sê, weet jy wat? Hy het 'n fout gemaak. Ek gaan hom nie kruis nie. Ja, amen. Hy het 'n fout gemaak in sy lewe. Dit kon net so wel ek ook gewees het. Ja. As dit ek was, sou ek ook wel gehad het, die persoon my vergewe, amen. Ja. Dis 'n jong seun, 'n jong kind van 21 jaar wat die fout gebring het, wat my gebring het vandag dan. Maar weet jy wat, ek het hom vergewe. Amen. Dit het tyd geword dat ons sê, Here, ek sit my persoonlike dinge in U hande vanmôre. Wees U my vlerke vanmôre dat ek sal kan vlieg. Wanneer hierdie storms van die lewe, daar's 'n liedjie op my CD wat ek sing, as die storms van die lewe teen jou aankom. Wil ek vanmôre sê, sal jy staande bly wanneer jy jou huis op die rots van God bou. En ek wil vanmôre vir jou sê, as die storms van die lewe teen jou aankom, weet vanmôre, as liewe Jesus jou vlerke en jy's geanker in hom, wil ek vanmôre vir jou sê, ons is net 'n mens, jy kry ook seer, jy voel op down, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God sal jou aan die ander kant uitbring. Halleluja, maar die mense nie dink, jy sal uitkom vanmôre, en hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Die Here sê om te sê, ek Jesus. Julle wat daai mense my so seer gemaak, kyk wat in die verlede wat het gebeur. Ek sal nooit vergeet, ek gaan die name noem nie wat ons vang het op, ek het jare terug het in 'n tuindienste gaan. 'n Groot tuindienste in Pretoria. Dit het goed gegaan, jy weet Pretoria, wat Pretoria ken is burgererwe, is groot plekke. En ek het 63 tuine gehad, dis groot. Jy weet, dit 63 tuine elke week, want jy moet elke week by almal uitkom. En die eerste 3 maande is ek so besig. Dit was my fout, ek erken. Maar ek doen nie die volle administrasie wat doen. Ek sê my vrou, ek gaan eers die tuin doen om te kyk of die mense tevrede. En as jy op my bene is, dan sê ek, dan gaan 'n mens registreer vir alles wat die boeker sê, om dit eerlik te vat, want dit is hoe die Here dit wil hê. Ja. As jy jou besigheid op 'n eerlike manier bestuur, sal God jou seën. Amen. Maar weet jy wat geliefdes gebeur? Ek kom na een van die eie familiemense, familielid. Hy sê my vrou, ons is mos nou maar familie. Doen my tuin verniet vir my. En ek sê vir my, ek kom werk, 6-7 werkers wat betaal word. Ek sê, gee ten minste dan net die geld vir die brandstof van al die petrol, weet jy, die goudmasjiene. Ek sê, ek kan nie dit verniet vir jou doen nie. Ek wil vir jou sê, baie keer dat dit mense as 'n vriend van jou besigheid het, moet dit alles verniet vir jou doen. Dit werk nie so nie. Want jy weet nie hoeveel vriende in daai ou nie. Want as hy vir jou moet doen, moet hy vir jou sê, vir jou moet hy vir jou sê. Op die einde van die dag speel jy dan prof vir al jou vriende wat jy moet voorsien en hulle smaak. God wil dit nie. Die Here sê, maar jy moet nie kostes van jou huis voordat jy verder gaan. Dis die woord van die Here wat dit sê. En ek sê vir hom, ek kan dit nie net verniet doen, ek sal die arbeid verniet vir jou gee. Ek sal gee vir my net die geld. En weet jy, geliefdes, so 2-3 dae gaan verby. In die oggend vroeg lui die klok, die 6 uur, dokter, maar wat gaan nou aan wees? Ek sê, daar staan 'n man met so soet aan. Ek myself, nou, wonder wat wil hy na so aangestap kom. Sê hy vir my, hy is van die arbeidswet. En hy vra vir my dat die werk is geregistreer. Hy soek die registrasies. Gaan gee hulle my weg. Omdat ek dit nie wou doen. Ek het alles verloor. Die trailers is so voor my weggevat. Die grasmasjiene, alles wat ek gehad voor my weg. Die tuine het alles
alles verloor. Weet jy wat ek sat daar op my grond, ek sê, Here, een persoon kan die bad onder jou uitdruk. Dan besef hulle nie wat hulle gedoen het aan jou. Al weet hulle nie, dat daar sit hulle dag aan die ander kant, want ek het ons my huis, ek het ons werk met baie geld, ek het 'n inkomste, my huis is vol meubels. Woord van God sê, dit wat jy moenie aan iemand anders doen, wat jy aan jouself doen. Amen. Woord van môre wat ek veel sê, moenie aan iemand anders doen, wat jy aan jouself doen wil hê. Sit jouself met daai mense se skoene, weet jy, ek het vandaan week, het ek iemand na gehuil. Sê, Here, hoe moet ek hier opstaan? Here, wat moet ek maak? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as dit nie vir God se vlerke was nie, sou ek nie vanmôre hier gestaan het nie. Dis hierdie eerste keer dat baie dinge gevalle wat ek jou kan sê, vanmôre sê, maar ek wil jou bemoedig vanmôre as kind van God, halleluja, moet nooit iets aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Voordat jy iets doen, bepyns en sê, as ek dit doen en dit word aan my gedoen, sal ek dit aanvaar. En as jy sê ja, kan jy dit doen. Maar as jy sê nee, ek gaan dit jou aanvaar, moet jy weet, dit gaan ook seer weer vir 'n ander persoon. Kry God in jou hande vanmôre en sê, Here, wees van vandag af my vlerke. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek gee met die Here Jesus aan die arm so vasbind. Halleluja. En sê, ek maak my vas aan die bloed van die Here, aan die Here vanmôre, wanneer die lewensstorms in my lewe kom en hy wil my breek, moet ek kan op sê, halleluja, vaar op, soos die van Aaron vlerke, en die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wat is jou keuse vanmôre? En dan vra my broer my sakkie sal liedjies sal speel. Net vir agtergrond. En dan vanmôre vir jou sê geliefdes. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Halleluja, moenie aan iemand anders doen wat jy aan jouself gedoen wil hê. Maar kry God in jou lewe om te sê, liewe Here, wanneer die lewensstorms, halleluja, my pad langs kom. Halleluja, vra Here dat U my sal lei, dat U my sal deurdra, dat U my krag sal gee. En ek wil vanmôre vir jou sê, vergewe. Dis altyd 'n maklike ding. Val as jy geval het. Vergewe en vergeet. Hoeveel keer vergeet hom? En terwyl ek eendag so sit en praat so en sê, Here, halleluja. Weet ek lees 'n stuk uit die woord van die Here sê, jy mag die boek hou van die Koran. Jy mag. Ons mag het jy. Gee dit vir Jesus se hande. Gee dit in die Here se hande vanmôre. Sê, Here Jesus. Here, waar vandag sit met moeilik. Here, ek gevoel op my lewensdag gebreek is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl ek gistermiddag so afsonder dit bin, was alleen gebeur. Sê, Here, vat U is my vlerke vanmôre. Dan wil jou vanmôre bemoedig om te sê, kind van God, kry liewe Jesus as vlerke vir jou lewe. Wanneer die lewensomstandighede kom, dat jy nie sal val nie. Dis jy nie moeite werd nie. Want weet jy hoekom, dan mag 'n goudstad vir jou en vir my. My kinders is al klaar aan die ander kant, my kleinkind al klaar. En ek wil hulle eendag sien. Dis hoekom ek nie wil toelaat dat geen mens my sal wegkry van God af. My lewensdag sal breek dat ek sal val nie. Ek wil aanhou vlieg om saam met hulle eendag te wees. En ek wil jou vanmôre weer bemoedig met hierdie woorde, kind van God. Wees net sterk. Wees nie mismoed. Weldra as die swaar stryd verby. Daar gaan ons sing. En dan Jesus sal bring. Vry van alle kommer en vrees. Ja, en daar die land van engelekore sal dan nimmer meer gebroke harte wees. Amen. Kom ons staan vas vanmôre, sê Abba Vader. Dis wat Paulus sê, hierdie is 'n stryd, maar dit is 'n goeie stryd. Hierdie is 'n wedloop wat ons moet doen. Ons verstaan dit nie altyd nie. Hierdie wedloop met partykeer wat dis ons op die pad. Klippe dorings. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God help jou om hierdie wedloop te volëindig. En wanneer jy so terugkyk en jy sien jy ry voetspore, moet jy weet dit is waar die Here Jesus jou gedra.
Alleen het veel gevoel jy lê, God was by jou. Want môre wanneer jy opstaan, sien jy voel beter. Dan dink jy vir jouself, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek hier gekom? Ek wil vanmôre vir sê, God dra jou. Hy versterk jou. En hy tel jou deel op, halleluja. En weet jy wanneer ek bid in die lewe, dan sê ek altyd, liewe Jesus, ek bid dit altyd. Baie dankie vir u geduld met my. Baie dankie vir u geduld met my. En ek sê weer vanmôre, moet nooit aan iemand anders te doen wat jy nie aan jouself gedoen het. Gee vir God jou probleem. Gee vir die Here jou probleem, jou omstandighede. En God sal dit verander. Daar gaan ons sin en dan Jesus hulde bring. Vry van alle kommer en vrees. Ek wil vanmôre vir sê, is dit nie waarna jy uitsien nie. Kom ons kry dan liewe Jesus as ons vlerke, dat ek en jy nie sal val nie, maar dat ons bo sal bly. Halleluja. En so sê Abba Vader, hier is hy. Halleluja. Halleluja. Geliefdes, kom ons staan vas. Kry die Heilige Gees in jou, wat vir jou onderskeiding kan gee, wat vir jou kan sê so, so en so. Maar weet vanmôre, wanneer jy vra vir God vir hulp, sal hy dit vir jou gee. Hy sal dit vir jou gee. Hy wil dit vir jou gee. Maar God jou seën vanmôre. Mag die Here jou deurdra. Sê liewe Jesus hier. En ek vra weer vanmôre vir jou. Moet nie terugkyk nie. Moet nie terugkyk nie. As ek vasgehou het om te sê wat daai persoon van familie dit aan my gedoen het, want ek nou genoem het alles verloor het. Maar weet jy wat ek sê, liewe Jesus, seën. Want hy weet nie wat hy doen. Toe die man aan die kruis hang, sê die Here op, toe Jesus voor sy saak was, sê van Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dis nie altyd maklik om hierdie woorde te uit te lê. Maar baie keer, soos ek sê, mense kom met dinge weg. Jy trek dit koste. Want as ek jy as kind van God, die vrug van die Gees, moet ek kan sê, liewe Jesus, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle sê. Maar God, julle seën vanmôre. Ek wil vanmôre vir sê, ek bid vir julle. Ek is lief vir elkeen hierso. Mag die Here julle deurdra. Waar julle ook al gaan, wat julle ook al maak, waar julle voete sit. Halleluja. Dat het oorwinnings grond sal gee. Ek wil vanmôre vir sê, die wêreld maak nie meer vir my sin nie. Opbou maak nie meer vir my sin nie. Wat vir my sin maak, is om vasstel in die Here. Want wanneer hy my gaan kom haal, dat hy beloofde land sal gaan. Halleluja. Ek het dag van my kinders ook sê, ek van my sê, julle is jong. Dis mooi om op te bou. Jy moet 'n visie hê. Om te sê, ek wil dit bereik, ek wil dit. Ek sê, maar weet jy wat, ek het op 'n punt, waar dit sy lewe op 'n punt gekom. Ek wou nou op te bou nie. Zolang ek net kan vasstaan. Amen. Wanneer hierdie blou lig sal keer, dis wat my kan agterbring. Amen. Ek wil sê, liewe Jesus, vry van alle kommer en vrees. Die Here seën. Amen.